En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Goed, het julle Bybels by julle? Wil julle nie so lank oopmaak by Romeine hoofstuk 14? Ag, wat praat ek? Johannes hoofstuk 14 asseblief. Kom ons gaan daai versie weer lees, ons het hom verlede maandag aand gelees. Die titel verlede maandag aand is hoe om Jesus werklik te beleef. En ek dink tot en met hede is die views op daai video 10.000. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou mense wil weet. Hulle is honger, hulle stuur dit vir mekaar aan en hulle kyk dit. En hoe om Jesus werklik te beleef, hoe om nie net 'n verhouding met Jesus te hê as 'n filosofie, 'n afgod of 'n denkbeeldige maatjie nie, 'n imaginary friend nie. Maar dat jy Jesus regtig werklik kan beleef, nie net die teorie van Jesus nie, maar die persoon van Jesus. Nee, hoe lieflik is dit? En daar was 'n manier, ons het gesê, hoe kry jy dit reg? Onthou julle? Toe lees ons hierdie versie, Johannes 14 vers 21. Nou, daar's baie meer het ons gesê, na die tyd het iemand hier met my kon gesels, nog as mense uit Durbanville, was hier besoekers die aand. Toe sê hulle, ja, dan is daar nog daai skrif in 1 Johannes 2, en die ou, jy weet, resiteer, en ek dink, wow, wat 'n skitterende skrif is dit nie. Daar's baie, ek lees net een, daar's baie meer. So ek wil jou sterk aanbeveel, as jy in die ou dae het ons konkordansies gehad. Kan julle nog die dae van 'n konkordansie onthou? Huh? Ja, dis lankal nie meer nie, nee? Is nou 'n deurstop. Maar onthou julle toe ons dit nog gebruik het, want dit was al wat ons gehad het, nou het ons Google en apps en ek weet nie wat alles. Nou, as jy 'n soortgelyke konkordansie funksie app dingetjie, wat ook al jy nou het, dan vat jy Johannes 14 vers 21 en gaan doen die naslaan van daai versie. Daar's baie meer. Jy sal verstom wees op die skatkis van waarheid waarop jy afkom. Nou, die versie het gesê, waar Jesus sê, as julle my gebooie bewaar, of in ander taal gesê, as julle doen wat ek sê, dan het julle my lief. As julle my gebooie bewaar, dan het julle my lief. En dan sal die Vader julle lief hê. En ek sal julle lief hê. En dan sluit die versie af met, en ek sal my aan julle openbaar. Nou, as daar iets is wat jou geestelike lewe 'n boost sal gee, soos niks in die lewe nog ooit 'n boost vir jou gegee het nie, nee, meer as Barokka of 'n praise and worship service. Nee, dis vir die jonges, die ouens sal dit nie verstaan nie. Maar dan is daar die openbaring van Jesus aan jou, waar jy die heerlike, jy jouself, nie net hoor wat die prediker preek en geroer word deur die boodskap wat hy gee nie, maar jy self die heerlikheid van Jesus waarneem en beleef in jou eie hart. Daar's niks wat jy so vorentoe stoot soos dit nie. En die rede daarvoor is, die rede hoekom daar niks is wat kan vergelyk word met die heerlikheid van Jesus, die openbaring daarvan in jou lewe nie, is dit. Die rede hoekom dit jou so roer, is omdat jy geskape was vir hom. Dis die rede. Dit was jou skepingsdoel. Jy's geskape vir hom. Jy's geskape deur hom en geskape vir hom. Luister, jy kan al die ander goed in die lewe bereik. Jy kan 'n boetiekom kykbank balans hê, die beste aftreehuis in Onrus Oormond, die wonderlikste karre en oorseese reise, en Jesus mis, en jy mis die lewe totaal en al, en jy gaan dit weet, voor jy nog sterwe. Jy sal dit weet, jy het dit gemis. Dink net, dit moet 'n geweldige ding wees, nadat jy geleef het jou hele lewe lank, en alles bereik het wat jy ooit wou, toe jy in 'n matriek was, en sê, eendag as ek groot is, dan gaan ek so, en toe het jy nog baie meer, en nou is jy 'n bejaarde man, of 'n bejaarde vrou, en jy kom skielik agter, jy het dit gemis. Al daai jare is weg. Nou ja, prys die Here, dat jy dit agterkom, nog binne in hierdie lewe, maar nogtans, dit is 'n geweldige ding. Ek het al mense gehoor in hulle 30's,
wat sê om te dink my hele lewe lank, dan is hulle nog net 30 jaar oud. Het ek gemors. Maar dis daai gevoel van hierdie kosbare jare wat ek gehad het, of het 30 of 80 is, wat maak dit saak? Die jare wat ek gehad het, is verby en ek het die lewe gemis. Wanneer ek die heerlikheid van Jesus sien en kan omhels en vasgryp in my alledaagse lewe, wat my alledaagse menswees betref, begin ek belewe wat dit beteken om te lewe. Dis die dag wanneer ek begin. Nou dink ek, hier's van julle hier wat hier sit, 'n vreeslike hoë range in die weermag bereik het. Kan jy onthou toe jy nou nog, sê nou maar 'n tweede luitenantjie was? En dan dink jy, woe, as ek 'n kaptein kan wees. Want dan is dit net sterre hierso. En dan word jy kaptein en dan dink jy, maar kolonel. En dan word jy een en dan dink jy nie, maar 'n generaal. En dan word jy een en dan dink jy, ag, dis ook nou nie so gaaf nie. Nee, is dit nie so nie? Maar ek gebruik dit nou as 'n voorbeeld, maar dink aan jou eie, dis baie, en dan dink jy, woe, jongens, ek net dit kan kry. Dan kom jy daar en dan is dit ook nou nie so wonderlik nie. Dan is dit nou ook snaaks vir 'n maand en daarna is dit nou nie meer snaaks nie. Maar wanneer ek Jesus ontdek, dan is daar iets binne in my hart en in my lewe wat aangaan. Daar's iets wat gebeur. My skepingsdoel skop in aksie. Daar's iets binne in my. Ek hoef niks te hê nie, aards gesproke. Niks te hê nie. Maar daar's iets wat in my aktiveer en ek besef skielik, nou lewe ek. Dit is vir my so lieflik. Net gou iets anders. Nou praat vandag met iemand. Hy sê nou vir baie jare, dan was hy eintlik alleen. Hy's 'n besigheidsman. En hy sê maar in besigheid, hulle sê altyd om 'n entrepreneur te wees, is 'n alleen lewe. Jy weet, nou ek weet presies waarvan praat hy. Hy sê maar toe ek Jesus ontdek, toe ontdek ek is glad nie alleen nie. Nee, dit was net so 'n sinnetjie en ek dink so, hoe lief ek is dit. En skielik besef jy, die werklikheid van Jesus het 'n effek op my hart en my lewe, en al versaak almal my, en al verloor ek alles, ek het nog steeds alles. Ek het Jesus. Nou dit kan jy nie fake nie. Jy kan probeer fake, maar jy sal die leegste ou in die wêreld wees, die ou wat rondgaan en vir almal vertel hoe gelukkig is jy, terwyl jy voor jou siel weet jy is nie. Dis verskriklik, nee? Maar om Jesus werklik te kan belewe. So, die gedeelte waarmee Johannes 14 vers 21 afsluit, is die feit dat Jesus waarborg aan sy disippels, dat hy hom deurlopend, nie net eenmalig nie, maar deurlopend in hulle lewe, tot die einde, aan hulle sal openbaar. En dit is 'n onsaglike ding. Nou weet ek nie van jou nie, maar ek praat uit my belewenis, dat dit heeltemal moontlik is, om dekades aktief in die kerk te wees, en nooit die vreugde te smaak van die heerlikheid van Jesus nie. Nee? Jy is vreeslik besig. Jy is vreeslik, jy is hier en is daar, en jy reël en dit en daar. Maar die heerlikheid van Jesus is nie jou deel nie. En dat het moontlik is om die predikant te wees of op die kerkeraad te dien en al daai goed te gaan. Een ou vertel vir my nou die dag, sy grootste ambisie in die lewe was toe hy op 20 was, toe koop sy pa vir hom 'n 3-stuk suit, wat noem jy dit? Wat is 'n suit in Afrikaans? Pak klere, dankie. Weet jy wanneer laas ek een gehad? 'n pak klere, want toe word hy voorgestel as diaken en toe het hy 'n pak klere en toe van daai nou sy iemand. En ek dink, joh, jy moes 'n verskriklike lewe gehad. Nee. So, ons wil met die tema moet en wil ons aangaan, ons wil praat oor hoe, want sê ons toe, daar was my dogter het my eintlik dit uitgewys, ek sou vergeet het, sy het gesê, daar was 'n one-liner pa aan die einde van die aand, wat, ekskuus tog, eintlik die video se titel moes gewees het, en die one-liner was, Jesus is so naby aan jou, soos die volgende situasie. Kan julle dit onthou? Nou, dit was 'n one-liner. Ag, kan iemand dit vir my water bring? Waar? Ekskuus tog, waar is die koster? Bietjie lemoensappies. Toe maak nou raak. Ag, toe maar wat.
Nee, ek's nou reg. As ek weer hoes, dan gee jy vir my 'n strek. Bye, dankie. Waar was ek nou? Ek wou sê, die one-liner, ja. Ja, Jesus is so naby aan jou, soos jou volgende situasie, bedoelende, dat wat ook al, of jy nou dink jou lewe is vreeslik gemeen plaas, of besonder, wat is nou die verskil? Wat ook al jou lewe is, hoe klein of hoe groot jou wêreldjie is, maak glad nie saak nie, totaal irrelevant. Wat ook al jou situasie is, dit is waar jy Jesus leer ken. In jou, nie in my situasie nie, jy het nie my lewe nie. Jy kan nie my lewe nie, want jy is nie Riekert nie, dank Vader. Jy is jy, en in jou lewe, in jou situasie, dis waar jy Jesus leer ken. En het ons gesê, so wat jy wil doen, is jy wil vra, waar is Jesus in hierdie saak, en wat sê hy? Toe sê ek, ekskuus, ek som nou nog op. Toe sê ek, as jy vir my 'n WhatsApp wil stuur, nee, hier is die bewoording, stuur dit vir my. En julle sal nou nie glo nie, maar ek het 'n hele paar gekry. Toe sê ek, vra 'n bietjie vir my, hoe gaan dit met jou om Jesus te belewe in jou alledaagse lewe? Onthou julle dit, verlede? Ja. En ek het 'n paar mense gehad, mense wat na die video kyk en oral dan stuur hulle my WhatsApp. Ek kan nou nie vir julle sê hoe onbeskryflik kosbaar, dis nou vir my, dis daardie boodskapies nie. Want daai boodskapie land hier by jou, ping, of hoe ook al jou foon maak as hy land. Nee, dan, en daar staan, so hoe gaan dit met jou belewenis van Jesus in jou alledaagse lewe? En jy voel die effek van daai boodskap. Ek beleef dit persoonlik. Jy weet, en ek dink, wow, dis briljant. Ek wens mense wil dit vir my elke dag stuur. Nou, voor ons aangaan, wil ek net sê, dis wat ons veronderstel is, om met mekaar te doen, so gereeld is wat ons mekaar sien. Dis waaroor dit gaan. Dis kosbaar en wonderlik om vir mekaar te vra, hoe gaan dit? Want dit impliseer, jy gee om. Nee, hoe gaan dit met jou? Ek het die laaste 2 maande gaste gehad, waar die ou kom sit, en dan begin hy praat oor homself, en dan gaan daar 2 ure verby. Dan dink ek, oh my goodness, dit gaan 'n lang kuier wees. Hy wil niks weet van hoe gaan dit met my nie. Hy vertel my net van hoe gaan dit met hom, en hy praat oor hom, en as hy klaar is, staan hy op en sê, nou ja, lekker gekuier, en dan loop hy. Maar wanneer mense vir jou vra, hoe gaan dit met jou, dit impliseer hulle gee om, en dis 'n lieflike ding, en baie keer voel 'n mens, as mense in hulle verhouding net tot daar kan groei, dan is dit al klaar 'n groot ding, sodat hulle bietjie kan, in plaas van oor hulle self kuier, bietjie oor die ander ou kuier, maar daar is selfs nog 'n hoër plek om te kom. En dis waar die gemeenskap van gelowiges regtig krag dra, is waar ons vir mekaar kan vra, hoe gaan dit met jou belewenis van Jesus in jou alledaagse lewe? Wil julle nie dit probeer nie? Ek kan dit nou nie check nie, maar wil julle dit nie dit try nie? Probeer dit 'n bietjie. Stuur vir my die WhatsApp, asseblief moenie ophou nie. Ek sal terugstuur vir jou ook. Nee, maar dit is vir my so onsaglik kosbaar en wonderlik. Goed, nou, kom ons gaan 'n stapie verder. Kom ek deel gou hierdie gedagte, want ek het nou 'n surprise vir julle vanaand. Papa, skus, ek kan nie nou 'n horlosie lees nie. Hoe laat het ons nou? Dis nou amper 25 oor. Goed. So, ja, 2 belangrike goedjies gou gesê. 2 belangrike goedjies, dan 'n verrassing. 2 belangrike goedjies is dit. Is iets wat ek wil hê jy op moet let. Nou as jy vanaand disipel van Jesus is, en die gees van die opgestane Jesus Christus is binne in jou. Wil ek gou vir jou iets sê van wat algemeen die tendens in jou hart sal wees. Algemeen. Natuurlik kan 'n mens geoefen raak daarin, dis waar, maar ek sê sommer net
Dit begin met die werking van God se Gees. En dit is, dat jy beleef, soos nog nooit in jou lewe, of nog nooit van tevore, beleef jy dat daar innerlik in jou hart, 'n werking van God se Gees is, rakende jou lewe en jou menswees. Innerlik is daar 'n ding. Skielik begin jy beleef, miskien begin jy die Bybel lees, ek dink nou aan Anneke Win, hulle bly daar in Verjoelsdrif, Anneke Christopher, skies tog, haar man se naam is Win, hulle het 'n IFJJ bygewoon, daai Anneke het die Bybel begin lees, asof dit die enigste Bybel op die aarde is. Jy kan nie glo, lees daai vrou die Bybel, en dan omtrent elke dag, dan kry ek vrae, nee, van goed wat sy raak lees, en dan jy sien hoe gedui hierdie vrou se gees, soos wat sy die waarheid inneem. Maar, laat ek nou sê, so sy begin beleef, hoe die Gees van Jesus haar innerlik begin aanspreek, en nou die Engelse woord is nudge. Wat is nudge in Afrikaans? Por is 'n mooi woord, ja, por. Hoe die Gees van Christus binne in haar hart begin por, rakende sekere goed in haar lewe. Nee, nou natuurlik, hoe meer jy reageer op dit, hoe meer raak jy bewus van dit. Nee, maar al is jy ongeoefen, jy beleef dit. Jesus sê, my skape luister na my stem. Hy praat met hulle. En as jy 'n disipel van Jesus is, of jy nou 'n jong Christen is, maak glad nie saak nie, wil ek nou vir jou sê, want ek weet, Jesus weet waarvan hy praat. Hy praat met jou. Nee, en vanoggend, vanoggend toe sê iemand, dit is so belangrik om te kan hoor, die boodskap gaan so, ek wil tog so graag die versekering hê, dat hy my hoor, wanneer ek praat, en ons almal weet waarvan daai sin nou praat, jy weet so, hoor hy regtig as ek bid, toe sê die persoon, maar ek het nog iets belangriker geleer, dit is baie meer belangriker om te hoor, wanneer hy praat. Nou, net die uitlating wat daai persoon maak, nou dink ek, wow, die vleeslike mens dink nie sulke goed uit nie. Nee, daar's 'n innerlike werking van God se Gees in daai persoon se hart, wat 'n bewustheid in sy hart en lewe bring, om dinge te sien wat God sien. Rakende homself, rakende jou familie, rakende jou gebruike, rakende jou, sê nou maar jou houdings, of jou gesindhede, of jou reaksies, of jou verhoudings, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dis die eerste ding, is 'n innerlike werking van God se Gees in jou hart. Die tweede ding is, die feit, dat ek uiterlik begin reageer daaroor. Hierdie twee goed. As jy nou, iemand nou vir my sê, som vir my disipelskap op, in die mees elementêrste manier denkbaar, sou hierdie een manier kon wees. Die innerlike werking van God se Gees in my hart, en my uiterlike respons, my uiterlike reaksie, op dit wat ek beleef in my hart. Die feit dat ek reageer. Nou, baie jare terug, luister ek na bediening van iemand ergens, kan nie onthou waar nie, snaaks, hierdie een sin sal ek nooit vergeet nie. Hulle vra vir die ou, wat is die belangrikste ding wat jy in jou hele bediening geleer het van, ek weet nie hoeveel jare nie. Nee, nou dit is hom nou, praat van 'n groot vraag. Hy kan enige kant toe gaan. Wat is die belangrikste ding? Toe sê die ou net dit. Hy sê een woord, reaksie. Die ou wat die vraag stel, sê, ek kan sien, sê, wat bedoel hy? Hy sê dit, die belangrikste ding is om te reageer op wat God sê. Belangrikste ding wat hy ooit geleer het in sy hele ganse lewe. Dinge, wow, as dan met dinge wat so waar slaan, middelsee, nee, soos daai uitlating. Dat ek begin leer, die Gees van God werk binne in my hart, en ek begin reageer na buitentoe, wat ek hoor Jesus vir my sê, en ek leer hoe om dit te doen, en dan vind daar 'n wonderwerk plaas. 'n absolute bonatuurlike, praat van mense wat dit graag wil beleef, jy wil die bonatuurlike beleef, hoef jy nie deur te kyk nie, hoef jy daar te kyk, jy hoef nie te vlieg na een of ander ou wat ergens in Afrika van mense bid en dan so nie, jy hoef nie so toe te gaan nie, luister, jy kan net daar bly waar jy is, net daar in jou huis, wil jy die bonatuurlike belewe,
begin reageer. En kyk wat gebeur. Dan vind daar iets bonatuurlik plaas. Wat is dit? Jy begin belewe die heerlikheid en kragtige werking van God se Gees in jou lewe om jou te verander, dat jy sal lyk net soos hy. En dit is 'n wonderwerk. So, ek het 'n gasspreker vanaand genooi om saam met my op te tree hiervoor. En ek wil nou nie die CV van die spreker lees nie, maar al wat ek wil sê is, ons ken mekaar nou al 35 jaar. Het jy hom aangesit, lieveling? Sit hom net gegaan. Ja. Dis vir my baie wonderlik om oor hierdie goed te praat in die teenwoordigheid van my vrou, want daar is nie 'n beter fact checker as jou eie vrou nie. Amen. Is dit so? Want sy leef saam met jou, sy ken jou baie goed. So ek het nou, laat ek net nog dit sê vir julle, nou begin ons, nee. Ek en Pippa, soos wat ons groei in die Here, kom ons agter, maar baie mense weet nie hoe om hulle harte te ondersoek nie. Hulle weet nie. Ek praat van gelowiges. So hulle gaan net geilie aan met die lewe en kry nooit die voorreg wat hulle self kan sien nie. Vir die waarheid nie. En wat in hulle lewe en hart aan die gang is nie. En dan sal ons baie keer vir mekaar sê, maar hoekom? Ek kan nie verstaan nie. Hoekom vra jy nooit die vraag, wat gaan in my hart aan nie? Hoekom vra jy nie my? Jy weet nie, wat gaan in jou hart aan nie? Ek weet nie. Hoe weet jy nie? Hoe lang is jy al by Jesus? Nee, wat van het ek toe 5 was? En nog steeds weet jy nie wat in jou hart aangaan nie. Hoe is dit moontlik? Dis baie moontlik. Dis baie moontlik. Jy ignoreer dit net elke keer. Die Gees van God werk in my hart en in my lewe, maar ek ignoreer dit. Ek gee net nie aandag daar nie. En so loop jare verby. En ek bly nog net so onvolwasse, nog net so klein en nog net so onkundig oor wat onder my eie neus aan die gang is, as wat ek was jare gelede. So, om dit vir julle prakties te maak, het ek nou hier 6 vragies waaroor ek en Pippa gou wil gesels. Nee, ja. Kan jy sien? Ek kan sien. Alright. As dit lyk asof ek sukkel, dan lees jy dit net vir my. Alright. Wag, ek kan groter. So, die eerste, ek wil vir julle 6 vragies gee. Nou, as jy hier van julle wat dalk 'n pen en papier het, skryf dit gerus neer. Hoor, dis nie die wêreld se grootste vraag nie, maar dit is kosbare praktiese vrae oor jou eie hart om Jesus te kan belewe, om jouself te kan help om te reageer op die Gees van God in jou eie hart en lewe. Jy het nie 'n vreeslike teoloog met grade nodig nie. Jy het die Gees van God binne in jou. Maar om jou te leer om dit gebruik te maak daarvan. Hier is 6 vrae wat ons kan. Eerste vraag het ek nou klaar genoem en dit is die vraag wat ek myself vra, om vir myself te vra, ek kom nou in 'n bepaalde situasie, nee, kom ons dis gou iets op. Skus, ek het nog nie aan een gedink nie. Kom ons dis gou 'n situasie op. Sal ons my en jou vat as 'n voorbeeld? Ja. Alright, is dit 'n konflik situasie? Konflik. Alright, konflik situasie en ek vervies my vir een of ander rede vir Pippa en ek het snerpende goed om te sê. Nee, ek weet julle kan nou glad nie identifiseer met dit nie, maar ek kan nou snerpende goedjies om vat sê. Okay, hier is nou die belangrike ding. Ek wil by 'n plek kom in my hart waar ek's nou stil, Pippa's nou nie by nie en ek wil, want nou staan ek voor Jesus. Die een wat ek bely as die Here van my lewe. Nou wil ek hierdie vraagie vra. Wat gaan in my hart aan? Wat gaan in my hart aan? Nou, ek onthou 'n tyd in Vredendal waar daar 'n vreeslike konflik in ons huis was tussen my en my seun. En toe sê Pippa vir my, ek moet gaan afsonder ergens en met die Here praat
En haar woorde was, gaan skreeu jou skreeuwe en huil jou huile, maar kom terug en bedien ons met die antwoord. Gaan praat met die Here oor wat in jou hart aangaan. Nee, wat gaan nie binne aan? Want hier's klomp goed binne my hart wat my tot aksie drywe hier, wat my drywe, maar ek weet nie wat dit is nie. En as jy my vra wat dit is, dan sê ek, sy. Dis sy. Nee. Ja, sy karring met my, sy kan my kyk verkeerd om. Dis sy. Maar dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ek wil net nou vir jou kategories vertel, is nie waar nie. Ja, sy mag dalk oor haar grense gaan en goed sê wat sy nie moes nie en in die vlees optree, dis waar. Maar dit trap op goed hier binne. En die feit dat sy op daai goedjies trap, maak dat hulle regop staan en reageer. As hulle nie daar was nie, was daar nie 'n reaksie nie. So dis nie sy nie, hier's goed hier binne. Ek wil weet, wat gaan in my hart aan? Dis 'n vraag wat ek nog nooit geleer het om te vra nie. Jy leer nie die vraag op skool nie. Jy het nie lewensoriëntering met 'n juffrou wat sê nou ja klas. Eerste vraag vir vandag. Wat gaan in jou hart aan? Jy kry nie dit nie. Jy leer nie dit op universiteit nie. Maar jy leer dit definitief by Jesus. Ek wil gou vir jou vra, daai vraag, wat beteken dit vir jou? As jy nou nie iets vreeslik het om te sê nie wil nie, dan pas jy nie, dan gaan ons aan. Ja, maar ek wil jou nie in 'n blik druk nie. Nee, ek dink daar, by my, ek sê vir ek nou vanmiddag, by my is daar al vir baie jare, wou ek nie gaan daar nie. Wat gaan in my hart aan nie? Want ek het 'n vrees vir verwerping. As ek dit erken, dan gaan Jesus my verwerp. Ek het 'n shame ding wat hier rond beweeg, wat beteken dat ek gaan myself ook verwerp, so dis ook baie erg. So ek vra nie daai vraag nie. Ek gaan maar net aan. Ek weet ek doen die, I'm just doing the best I can. En ek wil nie daai vraag vra nie. Tot by die punt waar ek gekom het, waar ek geleer het eintlik wie Jesus is en dat hy juis wanneer ek kom met my goed, verwerp hy my nie. Hy verwerp my wanneer ek weier om te kom. Verstaan, wanneer ek kom met my goed, dan is Jesus so amazing. So, net om te sê, vanoggend, ek lees saam met my dogter die Bybel-deel, en vanoggend toe lees ons van Kain. En hoe amazing God die seun, want dit was God die seun wat met Kain gewerk het. Dit was Yahweh. So, en God die seun vertel hulle eers hoe om te offer. En toe het Kain mos nou net gesê, nee, hy gaan nie so offer nie. Okay, en toe kom God, en hy kon Kain net gaan druk en sê, gaan. Of hy kon hom net heeltemal verwerp, hy kon hom doodgemaak het. Nee, hy doen nie. Hy kom na Kain toe en hy sê, luister, hoekom is jy so kwaad? As jy goed gedoen het, sou dit aanvaarbaar gewees het. Maar as jy sleg doen, en toe waarsku hy hom. En hy sê, as jy sleg doen, onthou, die sonde loer vir jou, en jy moet oor dit heers. Kain weer eens, doen niks daaromtrent nie. Hy luister nie na God se waarskuwing nie. Hy draai om en hy vermoor sy broer. Toe kon God nou regtig vir hom gedood het, wil ek sê. Nee, toe gee God vir hom die oordeel, en Kain het nog 'n ding om te sê. Hy sê, maar dit is nie regverdig oordeel, niemand moet gaan my doodmaak. En toe, nou, die storie, net om te sê, God, wanneer ons na hom toe kom, is hy so amazing. Sy genade is so amazing. Dis wanneer ons weier om na hom toe kom. So, skus, lang storie om te sê, wat gaan in my hart aan? God sal my nooit verwerp nie, oor wat in my hart aangaan. Ja, as ek na hom toe kom met dit. Kan ek iets onderstreep wat sy sê wat baie belangrik? Sy sê vir baie jare wil sy nie die vraag vra wat gaan in my hart aan nie.
Want sy is bang dat as sy ontdek wat dit is, gaan God haar verwerp. En die tweede ding is, sy is bang dat as sy ontdek wat gaan in haar hart aan, dan lei dit tot selfverwerping. Nee, en shame. Miskien sit jy dalk hier en jy het presies dieselfde. Jy weet daar's 'n leeu in die kas. Jy hoor hom, maar jy wil nie daar gaan nie, want jy is bang vir wat jy gaan ontdek. Nou hierdie raad wat Pippa nou hier gee is onsaglik kosbaar, want dit ontsluit jou siel, om te kan verstaan, dis juist wanneer ek weier om daarin te gaan, waar ek nie die heerlikheid van God kan belewe nie, maar wanneer ek bereid is om dit te doen, dan beleef ek hom soos ek nog nooit in my lewe beleef het nie. Nee. Nou, kom ons vra dieselfde vraag, so ons maak dit ons vraag 2, ons vra dit net bietjie op 'n ander manier, van jou eie hart en lewe, en hoor nou mooi, ek wil nou vir julle sê, broederlik en vriendelik, moenie so dom wees, en hierdie vraag net ignoreer nie, want dit word vir jou gegee, gebruik dit, dis regtig kosbaar. Tweede vraag, wat dryf jou aksies, of jou reaksies? So ek en my seun sal hierdie vakansie sit en gesels, dan vertel hy my 'n bepaalde reaksie in sy hart, dan vra ek vir hom, wat dryf jou? Wat bepaal, wat dikteer daardie spesifieke reaksie? Wat is dit? Gaan ek 'n storie vertel van Willem, toe hy klein was. Nou Willem is my middelkind, en hy het 'n jonger sussie. En hier op 'n stadium hoërskool begin hy sy sussie verskriklik afknou. En ons raas en ons praat en ons dreig en ons sluit hom toe vir dae lank sonder kos en water. Maar hy wil nie luister nie, hy hou net aan om sy sussie af nou. So, en ek het net een raad vir dit, en dit is, my pa was altyd in Spreuke gelees, slaan hom in die roede, jy sal hom nie doodslaan nie, kom in Spreuke voor. Een van die mees skrikwekkende vers om te hoor net voor die pakker. Pippa vat hom, ek hoor, sy vat hom maar in sy kamer, sy hulle gaan sit op die bed, en sy vra vir hom, wat gaan in jou hart aan? Wat dryf jou? Hoekom doen jy dit? En hy nou geïm, lang stiltes, en Pippa het net nie opgehou nie. Sy bly net daar sit, sy die vraag hang in die lug, net soos het swaar weer. En hier na lang ruk, soos Pippa nou vertel, ek hoop ek het die storie reg. Toe sê mama, ek dink ek weet wat dit is. Vra, wat is dit? Hy sê, ek is jaloers op haar. Wat dryf jou? Verstaan jy dat jou reaksies teenoor jou kinders, of jou ouers, of die mense, of die bure, of wat ook al, of jou verlede, of hoe dit ook al is, maak nie saakie, nee, daar's more often than not, sê die Engelse, is daar 'n ding wat jou dryf, om op 'n bepaalde manier te reageer, en jy weet jou reaksie is onheilig. Jy weet dit, en vir een of ander rede kan jy net nie ophou daarmee nie. Nou ek onthou, dan vertel hulle vir my, jong, dis demone. Dan bestraf ek daai demone not, omat. Want dan wens ek dis 'n demoon, want dan bestraf jy hom as hy weg, as jou probleme oor. Niks van dit nie, nou moet ek begin vra, wat sit hier in jou hart? Wat dryf jou? Dis verstommend om agter te kom, dat baie keer is van jou gebroke verhoudings wat jy het, vanweë jou bedreiging, en jou jaloesie, teenoor 'n ander persoon. En dit sit daar, en dit hou aan, en die ou kan die woordskool bywoon, week na week, en daai verhouding bly nog steeds dieselfde, want daai een saak voor die Here, maak jy nie oop nie, en jy kom nie, maar die gees van die Here sal jou soontoe lei, as jy hom toelaat. En om jou te help, is vra die vraag, nee, wat dryf jou? Wil jy iets van daai ene sê? Nee. Alright. Derde vraag. Oh, ja, hier is 'n lekker een. Die derde een is my antwoord eerlik? So, ou gaan, okay, wat gaan my hart aan? Wel, ek wil net die beste vir haar hê. Nee, ek hoor dit baie. Die ma oorskry haar grense met myle. So 'n bulldozer, oorskry sy die grense tussen haar en haar dogter met
cool, en dan vra jy vir haar, hoekom doen jy dit? Dan sê sy, want ek wil net die beste vir haar hê. Gaan ek, what? Is jou antwoord eerlik? Vra jouself, moenie wag dat iemand jou vra nie. Vra jouself. Ek doen dit baie, ek sit en dan dink ek, okay, wat is die ding wat my dryf? Hoekom reageer ek so in daai situasie daar? En dan kom ek met 'n antwoord, dan vra ek myself, is dit nou 'n eerlike antwoord? Of is dit die eerste antwoord? Onderskei, is dit 'n eerlike een of die eerste een? Want baie keer is die eerste een nie altyd so noodwendig, so helder en eerlik en so nie, maar wat gaan hier binne aan? Nou voordat ons aangaan, wil ek net vir julle vertel, hoekom wil ek dit weet? Want die oomblik wat ek kan agterkom, dis wat hier sit. My seun wat sê, mamma, ek weet wat dit is. Ek is jaloers op haar. Dan kan ek daai ding noem, bely en na Jesus toe bring en sê, Here Jesus, ek kan nou 1000 goed van my sussie sê. Sy is nou dit en sy is nou daai en sy is nou die, maar die regte rede is, ek is jaloers. Hier is my sonde. Help my om dit te oorkom. Daar begin oorwinning. Is dit nie 'n kosbare ding nie? Is my antwoord eerlik? Wil jy iets oor hy sê? Net 'n klein voorbeeld ook uit my hart, my lewe is ekskuus, ek gooi jou nie onder die... Nee, jy kan maar gooi, liefie. Kan jy ry nou terug huis toe? Ja, maar dit is nou 'n onlangse ene, dan sal ons sê nou maar in 'n beradingssituasie sit en dan sal ek ongemaklik voel, ek sal sê nou maar voel, ek praat te veel. Ek kan dit sê, want hy vra my baie keer na die tyd, Pippa, het ek nou te veel gepraat. Dan soms opreg, voel ek net, ek praat te veel. En dan sal ek nou, soos ek nou hierdie ding oefen, dan sal ek vir myself vra, okay Pippa, so, praat hy regtig te veel, of voel jy wat Pippa is, dat hy praat te veel? Ja, ek voel hy praat te veel. Okay, dan sal ek nou sê, vra, Here Jesus, is hierdie 'n ware ding, is dit wat U sê, praat hy te veel, of is dit net ek wat so sê? En dan, more than likely, in fact, every time, besef ek, dat ek gebruik my maatstaf om hierdie situasie te evalueer nie. Ek gebruik nie Jesus se maatstaf nie. En dan glip ek net weer onder Jesus in. Ek moet 'n bietjie op my tande knyp. Ja, en ek moet my hand hier hou, want soms as hy te veel praat, dan wil ek hom net so sê. Ek moet dit so doen, en dan, na dese, dan sal ek sien, okay, maar dit was Jesus. Dit moes so gebeur het, en dit was net my eie vlees. Ja, het is net goed om dit te sê, te weet. Hoekom wil jy dit doen? Want ek is ernstig in my belydenis dat Jesus my Here is. En ek wil met wat hier binne aangaan. Ek wil nie die klomp vlees in my hart net toesmeer met 'n godsdienstsousie en aankap, asof alles net honkie-dorie is, as dit nie is nie. So ek wil weet, wat gaan nie aan? Nou, hoe dit gewoonlik werk is in ons huwelike werk dit dikwels so, ek is ingestel op my vrou, en sy is ingestel op my. So as daar 'n tis kom, maar vertel ek haar daar 'n boekdele van haar. Jy is nie ingestel op my nie, jy is ingestel op my foute. Ja, ek bedoel en ek dit. is ingestel op Ja, jou foute. dankie. Dis presies wat ek bedoel. Dis presies. Ek is ingestel op haar. Andersins was dit mooi. Ja, was dit mooi. Ja. Ingestel op haar foute, wat gaan by haar aan? En as haar tis is, dan vertel ek haar sommer boekdele, en vir haar te sê, maar jy dink, jy's okay, kom ek jou 'n bietjie vertel. Dis hoe die vlees werk. Die gees van God werk nie so nie. Die gees van God kom vertel nie vir jou wat fout met ander nie. Hy kom na jou toe vertel jou van, het jy hom al gehoor? En as jy hom gehoor het jy wat daarmee gedoen? Geïgnoreer? Weggebestry, redeneer? Of omhels jy dit? Dawid wat bid, Here, deursoek my binneste.
Kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Weet jy dat God jou op 'n ewige weg wil lei? En nie die duiwel nie, maar ek is dikwels die grootste teenstander daarvan. Nee, ons like om vir die duiwel die skuld te gee. Maar die waarheid is ek. Nee, so dis 'n belangrike. Volgende vraag wat ons kan vra. Wat het ons gesê? Laasdien was is my antwoorde eerlik, nee. Volgende vraag 4. Is daar iets teenstrydig met wat Jesus leer en wie Jesus is? Nou dis nog 'n manier, is nog 'n vraag wat jy kan vra, wat ons vir mekaar vra of vir onsself vra om jou hart te beoordeel. Beoordeel jou eie hart. Paulus skryf van die gelowiges en sê toets jouself of jy in die geloof is. So die vraag is daar iets in my hart wat teenstrydig is met wat Jesus leer en wie hy is? Iets in my hart. In my hart. Is daar iets in my hart wat teenstrydig is? Want daar's verskillende maniere hoe jy dit kan benader, maar ek kan myself beoordeel en hoeveel ons almal doen dit. Julle doen dit ook baie goed, net soos ek. Is jy het 'n bepaalde situasie en dan herleef jy die situasie oor en oor en oor. 'n Gesprek wat jy gehad het en miskien dink jy, ek moes dit gesê het. Jong, as ek kan nou daai gesprek met jou, dan sal ek hom lekker sê. Nee, want dan gaan ek dit sê, dan gaan ek dit sê. Nou, terwyl ek terug reflekteer op 'n bepaalde ding, stop die gedagtegang in jou hart en vra net, maar is daar iets in my reaksie? Is daar iets in my houding? Is daar iets in my woorde en in my inhoud wat teenstrydig is met wat Jesus leer en wie hy is? Jy sal verstom wees wat jy ontdek. Meestal alles. Pippa sê meestal alles. Wat teenstrydig, nou luister, luister, verstaan jy die gevaar, nee, dis baie belangrik om dit te sê, verstaan jy die gevaar van iets te probeer regverdig, wat teenstrydig met Jesus is? Verstaan jy dit? Daar's iets in jou hart en lewe wat teenstrydig is met die waarheid en karakter en persoon van Christus Jesus. Teenstrydig. Met ander woorde, dit stry teen Christus. En jy wil dit regverdig. Verstaan jy die gevaar? Dis dodelik om te doen. En 'n mens kan dit vir jare lank as 'n Christen en in die kerk is dit net dis wat jy doen. Jy het net heeltyd, jy het 'n ja maar klousule op elke liewe ding. Nie net op wat jou vrou sê of jou man sê nie, maar ook wat Jesus sê. Is daar 'n ja maar en dan kom die regverdigende deel. En dat ek by 'n plek kan kom waar ek myself in 'n hoek druk en sê kom nou. Jy staan voor Jesus wat jou ken. Almal staan oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Is daar iets in jou reaksie, in jou woorde, in jou motivering selfs, van wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, wat teenstrydig is met Jesus, want as dit is dit jou brutaal vyandig. Moenie dit kushy hanteer nie, nee? Iets van dit wil sê. Dit is 'n belangrike een. Baie. Goed, nog een, is dit vraag 5? Yes, yes. Nee, 5. Ja, hier moet jy ook 'n bietjie sê, want dit is ek bereid om te doen wat Jesus sê, al hou ek nie daarvan nie. Vra jouself dit. Is jy? Nou hoor net, die een oomblik vra jy my, is jy 'n disipel van Jesus? Ek sê ja, miskien sê ek dit mooi, ietsie soos by the grace of God. Pragtig. Ek sê nie net ja nie, ek sê nog iets mooi geestelik by. Sê goed, dis my belydenis. Hy sê vir my, is jy bereid om te doen wat Jesus sê, al hou jy nie daarvan nie? Want as my antwoord nou nee is my eerste belydenis niks werd nie. Sien julle dit? Nou, hier sit 'n tannie vanaand hier. Nee? Wat 'n gesprek gehad het met 'n dominee.
En die gesprek het nou gaan ek nog maar sê waaroor dit gegaan het, want anders hang het so in die lig. Gaan nou nie name noem of in rigtings kyk of so nie. Maar die gesprek het oor die doop gegaan. So die tannie vra vir die doop, hulle praat oor die doop, ek weet nie hoe nie en hoekom nie, maar dit is nou so. Toe sê die predikant, ja, maar Jesus het nog nie vir hom gesê, hy moet hom doop nie. Heeltemal 'n gawe woord nog. Hy het nog nie daai oortuiging by Jesus gekry. Die tannie vra vir die doop nie. Okay, maar as jy nou hoor Jesus sê, jy moet, sal jy? Toe sê hy, nee. Nou, kan jy hoor, nou die waarheid uitgekom. Die vorige respons van ek het Jesus nog nie gehoor nie, was 'n rookskerm. Dit was 'n geestelike klinkende antwoord wat geen inhoud het nie, maar dit klink amazing. As Jesus my oortuig, ek het nog nie, Jesus het my nog nie oortuig nie. Hoe amazing klink dit? En dan sê maar goed, as Jesus jou oortuig, sal jy sê nee, ek sal nie. Kan jy, hoor julle nou? Nee, so hier's die ding. Is jy bereid om te doen wat Jesus, vra jouself, dit is 'n skitterende vraag. As ek bereid om te doen wat Jesus sê, hou ek nie daarvan nie. As jy vanaand hier sit en jy is ernstig oor jou verhouding met die Here van die heelal, het jy nie 'n keuse as om daardie vraag te vra en aan te hou vra tot jy by die waarheid uitkom nie. En dan te reageer op wat jy ontdek, né? Jy wil iets sê vandag. Ja, daai ene het ek ontdek dat ek net nie Jesus vra nie. Nou sal ek dinge deurgaan en dan vra ek net nie vir Jesus wat sê hy in hierdie saak nie. En dan is ek baie gerus met die feit dat hy het nog niks vir my gesê nie. En toe het Jesus my op my vingers getik. Want toe besef ek, okay papa, daai vorige vraag, is jy nou eerlik? Dat jy nou regtig, wil jy Jesus hoor? En toe moes ek net besef, ek wil nie eintlik Jesus hoor nie, want ek is regtig bang vir wat hy vir my gaan sê. En die amazing ding van Jesus is, hy gaan vir jou baie keer sê, iets wat jy nie wil hoor nie. Maar wanneer ek daarop toegee, dan teen wil en dank beleef ek sy heerlikheid. Wat ek het gedink ek gaan verwoesting beleef. Want as ek daai, dan is dit verwoesting. Sê nou maar, ek wil my kinders beskerm van 'n ding en so ek rule en regulate hulle so, want hulle is nog te jonk en hulle weet nie, hulle gaan foute maak en dit is net verwoesting. Jy kan nie net die kind los nie, hy gaan hom dooddrink. En hy moet nou da. En Jesus sê vir jou, papa, klim uit, los die kind. My skoonma het vir ons kinders was toe nog baie klein, maar toe was Rickert vreeslik bekommerd oor, en ma sê, Rickert, los die kind. Nie los die kind en los die Here nie, los die kind en hou aan bid. Jesus is, ja, so, en dan dink jy gaan uitklim en dan is daar verwoesting. Jy klim uit op Jesus se opdrag en hy klim in. En daar's 'n wonderlike, ja. Okay, so sy, papa het nou die volgende vraag som hanteer, is ek bereid om Jesus te vra wat hy sien? Nee, is die volgende vraag. Sy het hom eintlik nou geantwoord wat my baie kosbaar is, en 'n laaste ene, ons het omtrent net 2 of so minute hoor. Maar 'n laaste vraag is my trots en eer kosbaarder as Jesus? Nee, ek wil sê net gou iets oor dit. Skielik ek net hier neersit. 'n goeie vraag, 'n goeie scenario is, daar's hierdie ding. Ek is nou vat daai voorbeeld van nou is konflik tussen my en pappa. Ek begin van hierdie vraag in my hart vra, spontaan, jy weet, maar wat gaan hier by my aan? Hoekom reageer ek so? Wat dryf my? Is my antwoorde eerlik? En so aan en so aan. En ek hoor, is ek bereid om te hoor wat Jesus sê? Ja, Here, ek wil hoor wat hy sê. Natuurlik weet ek gaan nou iets hoor wat nou nie gaaf is nie, maar want dit wat hier gebeur is nie gaaf nie.
So, dit is nou nie verrassing daar nie, maar wat gaan nie aan? En nou sê Jesus, gaan sê vir Pippa, jy is jammer. Nou, luister mooi. Ek is jammer. 3 woorde. Dit is elementêre Afrikaanse woorde. Almal kan sê ek. Almal kan sê is. Almal kan sê jammer. Wat maak dit so ongelooflik moeilik om nou te sê? My trots. En my selfeer. Ek is die taalmagtig. Ek kan dit sê. Maar ek kan ook nie. Is jou trots en eer die verskoning hoekom jy ongehoorsaam kan wees? Baie belangrike vraag. Is my trots en eer kosbaarder as Jesus? Jesus sê, gaan sê vir haar. Ek word onmiddellik teen die bors gestuit deur my selfeer en my trots. Is ek bereid om dit neer te lê terwille van die waarheid van Jesus en op daai manier my vrou te versoen? Jy is 'n disipel van Jesus, is jy nie? En jy wil hom belewe. Daar's 'n wêreld onder jou neus. Laat Jesus daarin. En dis waar jy hom belewe. Kan ek net 'n skrifgie, ek het nie hierdie met Rickert gecheck nie, so ek hoop jy kan dit uitsny as dit nie reg is nie. Maar daar's 'n skrif wat julle almal baie goed ken. Dit sê, humble yourself under the mighty hand of God, and He will lift you up. He will exalt you. Nou, baie keer sal, as ek nou daai gedink het, dan dink jy, Jesus gaan my eer herstel. Hy gaan my, die mense wys hoe amazing is ek en hoe ek reg was of so. Ek glo regtig nie daai is wat daai skrif beteken nie. Ek glo dit beteken He will exalt me into Him. Na die bors van die Vader, daai skrif wat ons nou gepraat het van as ons hom gehoorsaam, dan sal hy homself aan ons openbaar. Daai is die tipe exalting wat ek glo is dit. Dis nie 'n exalting van my nie. There is an exalting wat is altyd van hom en hy bring my net in hom in. Net om daai te dink van die humble yourself under the mighty hand of God, and He will exalt us. He won't exalt us into self-righteousness, self-importance. Dit is glad nie wat daai skrif beteken nie. Oh, dis 'n lieflike woord daai. Wel, ek weet nou, is dit teologies reg? Ja, dis lieflik. Ek het sommer vir ons bid. Kom ons bid. Here Jesus, ek glo almal in hierdie vertrek wil saam met U groei in hierdie jaar. Ons wil U beter leer ken. Ons wil U stem meer hoor. Ons wil leer om U gehoorsaam te wees. Ons wil U aangesig soek. Here Jesus, ons wil onsself nou voor U verneder, want ons vertrou U met ons lewens. Ons vertrou U karakter, U liefde en U genade. En ons vertrou U dat U ons saam met U in U heerlikheid wil hê. En ek wil vra, Here Jesus, dat U ons elkeen sal help om in elke situasie wat ons ingaan, om te stop, om na U toe te kom, om U te vra, Here Jesus, wat sê U vir my in hierdie situasie? Here, help ons om nie haastig
dan weg te spring en net ons eie ding te doen nie. Help ons om rustig te wag vir u antwoord. Help ons, Here Jesus, om treukie vir treukie in u voetspore te wandel, sodat ons saam met u heerlikheid kan beleef in 2026. Ons dankie. Amen. Amen. Mag die Here u seën. Elke knie sal buig, elke mond